Heartbeat FM is ingeskakel by Hizard, is elke Vrydag tussen 10 en 9 en dan ook Woensdae tussen 9 en 10, dan doen ons getuienisse en saam met my in die ateljee is Joe. Joe, welkom by Heartbeat FM. Goeiemôre, baie dankie Richard. Is lekker om jou hier te hê, man. Uiteindelik. Ja, nee, soos ek vanoggend vir jou gesê het, kan jy glo, né? Die Here wat ons dien het 'n sin vir humor. Ek het 'n paar jaar terug jou die eerste keer ontmoet en so rukkie terug het ek en jy 'n bietjie koffie gehad en ek het bietjie geluister na jou getuienis. En ek het ook net gevoel dat die Gees van die Here lei my om jou te nooi radio toe. Dat jy dit kan deel wat met jou gebeur het spesifiek, want ek voel daar's mense wat aanlyn is op Heartbeat TV en dan natuurlik op Heartbeat FM 103.9 en 107.4 wat jou getuienis moet hoor. So kom ons begin by die begin. Vertel ons 'n bietjie van jou storie. Wie is jy? Waar is jy gebore? En hoe was jou kinderjare? En kom ons gly sommer so in die verhaal in. Sjoe, ja, nee, ek weet nie of daar genoeg tyd gaan wees nie, maar ja, kom ek doen my beste. Ek wil begin om te sê my storie is nie, ek dink 'n unieke een nie. Ek dink daar's baie van ons hier buitekant wat deur dieselfde gaan. Ja. Maar ja, nie almal van ons kry altyd die geleentheid om ons testimonies te deel nie. So ek was gebore of my maale het gebly in Modderbee, dis daarso in Gauteng. Ek was gebore in Pretoria, so in my BC daar het ek altyd gepraat van 'n bloubil seun en daar groot geword. My ma en pa ongelukkig is deur 'n egskeiding toe ek nog baie jonk was. So een van die eerste plekke waar 'n ou se identiteit aangeval was deur die Satan. My ma is toe later weer getroud, en ongelukkig die man wat sy getrou het mee in goeters was ook nie 'n baie maklike man gewees om mee saam te bly nie. En dit was swaar jare vir my gewees en dit dis of jou identiteit die hele tyd gesteel was, jy was die hele tyd nie goed genoeg gewees nie. En dit was moeilik. My ma is toe eventually later met die man geskei. Ek het toe op daai stadium met ons in Nelspruit gebly. So ek het so 92 klaar gematrikuleer. Ek was nou nie een van die slimste ouens op die skool nie, ek was seker een van die stoutstes, en ek hoop nie my ma luister nie. Maar ek het altyd gesê, we live life to the fullest. So ek het vir baie lank 'n motto in my lewe gehad, het gesê, ek probeer alles een keer, en as ek nie daarvan hou nie, of ek gaan daarvan dood, dan sal ek dit nou net nie weer doen nie. Maar dit het tot sy eie moleste gelei. So ek is weermag toe. Na weermag is ek teruggekom en dan kan ek sê ek is een van daai ouens wat gesê dis die beste 13 jaar in jou lewe wat jy nooit ooit wil oor hê nie. Maar ek moet sê as mens terug gaan kyk aan na daai jaar in weermag het tog weet iets in 'n ou geplant en iets in 'n ou verander en iets wat die Here ook nou kan gebruik en dit veral as dit kom by deursettingsvermoë en om nie op te gee en dit nie so elke ding wat jy in jou lewe deurgaan het tog 'n doel en die Here kan dit gebruik op die regte tyd op die regte plek. Ek het toe besluit om uit Nelspruit uit te gaan. Ek het gaan werk. Ek is een van daai ouens dat as jy by 'n maatskappy kom en jy sien daar's 'n bordjie voor die deur wat sê geen smouse. Well, that's me. Ons het dasse gedra en suits en met katalogiste rondgeloop en mense kon wins om goed te koop uit 'n boek uit. En baie interessant. Weer eens as ou nou gaan terugkyk, dan verstaan ou in jou journey waar ek nou is, kan die Here dit weer gebruik want dit gee jou die ability sommer net om randomly op die straat met iemand te stop en te gesels en oor die Here te begin gesels. Daar het ek begin werk by 'n maatskappy met die naam van Good Cult. Ek het 'n dametjie ontmoet en ek nie baie trots daarop nie, maar jy weet ons mans verval maar in versoekings en dit. Ek het toe die dametjie het saam ingetrek. Ons het eventually 'n kind saam gehad. As jy gaan kyk van 'n aardse perspektief af, was ek redelik suksesvol. Ek het begin as 'n verkoopsagent en ek het myself opgebou as 'n regional manager. So ek het nogal heelwat mense gehad wat onder my rapporteer het. Maar dit het vir so 6 jaar gehou en toe die maatskappy bankrot gespeel. Ek het toe so rukkie vir my self gaan werk en toe in 2020 het my toe vrou se skoonpa vir my 'n geleentheid oopgemaak by 'n koöperatiewe besigheid. En ek moet sê ek het vir baie jare lank 'n lewe gelei as iemand my gevra het, Jessie Joe of toe nog Hannes, dis nog ander getuienis. Hoe het jy so goed gedoen? Jy moet verstaan, ek het nie eintlik regtig daai tyd die Here gedien nie. So ek het groot geword in die NG Kerk. My ma het vir my so onlangs vertel, ek het op 'n stadium nog Bybelskool gegee of Sondagskoolklasse, maar dis iets wat ek nie kan onthou nie want ek het nie eintlik regtig 'n verhouding met die Here gehad nie. So gebid wanneer mens moet, kerk toe gegaan, jou tiende ingegooi en dit, maar dit was meer 'n rympie of 'n roetine as wat daar enigsins 'n verhouding was. So toe begin daar 'n loopbaan in 2000 wat gestrek het tot so 2019 toe. So was amper 20 jaar waar ek begin het as 'n
hulle noem dit in Engels 'n account manager. En dit het gegroei tot waar ek vir die laaste 7 jaar daar 'n CEO was van 'n internasionale maatskappy met so 55 mense wat so 150 miljoen rand per jaar gedoen het. En ek moet sê op daai stadium van my aardse lewe het ek gedink ek het alles. Ek het die roem, ek het die status, ek het die titel, ek het net 'n matrieksertifikaat gehad. En hier sit 'n ou in 'n geleentheid waar jy weet so 'n groot organisasie het waarvoor jy verantwoordelik is met soveel mense. En mense het my altyd gevra, "Jene, nou hoe kry jy dit reg?" En ek het altyd omgedraai en gesê, "Wel, ek het van vroeg af nie 'n pa gehad nie. So ek moes alles myself doen en as ek iets wil gedoen hê, dan doen die mense dit reg." En ek besef nou waar ek nou sit met die pad saam met wat ek die Here stap, jy weet, dit was arrogansie geweest en pride. En dis nogal 'n redelike groot sonde. En so gebeur dit in 2019 dat ek hierso kom golf speel en ek loop daar op die golfbaan en een van my vriende sê vir my, "Ja, nee, Jessie," of ek hak af en ek sê, "Jessie, eendag as ek groot is, sal ek baie graag hier wil bly." En dit was eintlik tong en kies want op daai stadium in my lewe het my ma bly nog steeds in George, maar ek en my ma het glad nie 'n goeie verhouding gehad nie. So daar was geen kans dat ek eintlik regtig by George toe kom nie. Maar 'n lang storie kort, dit eindig toe so op dat ek in 'n gesprek betrokke raak en die geleentheid kry om aandele in 'n besigheid te koop hier in George. En ek sien dit toe as 'n geleentheid om weg te kom van dit wat my daarbo jaag. So ek wil amper sê my testament het so 3 gedele van waar ek begin het as 'n kind, waar ek nie 'n baie goeie vaderfiguur gehad het nie en altyd gevoel het ek is nie goed genoeg nie. En hoe ons toe ek 'n vrou ontmoet het en kinders saam met haar gehad het en iets wat daar gebeur het. En hoe die Here my toe George toe lei, toe ek hier aangekom het, sê almal vir my altyd, "Wat maak jy in George?" Toe sê ek, "Nee, ek het hiernatoe gekom want ek gaan 'n eienaar van 'n mede-eienaar van 'n besigheid op die dorp wees." Maar as jy sien waar ek opgeëindig het 3 jaar later, dan besef hy eintlik die Here bepaal dat ek hiernatoe moet kom want hy het 'n ontmoeting met my gehad en hy wou my hier vind, want hy sou dit nie reg kry in George nie. So net bietjie rondom my verhouding en huwelik. Ek het 'n dametjie ontmoet. Ons het lank saam gewerk, sy het toe begin by 'n ander plek werk, maar ons het ongelukkig 'n baie toksiek verhouding gehad omdat daar nie God in ons verhouding was nie en ons het nie saam die Here gedien nie, ons het nie saam Bybel gelees nie, ons het nie saam gebid nie. Ek dink nie ons was regtig ons jukke was gelaai nie. En ek dink daar was 'n groot mate van las in die verhouding gewees vir baie jare. En ongelukkig het ons hang af hoe jy daarna kyk, ongelukkig, gelukkig, miskien later in die gesprek sal julle verstaan hoekom ek sê gelukkig ook, het ons 'n kleintjie gehad, 2 kinders, een voordat ons getroud was en een nadat ons getroud was, ek sit met 2 pragtige dogters vandag. Maar toe my jongste enetjie 11 maande oud was, het ons so week voor dit gaan kamp. En my vrou of eksvrou toe of my vrou toe het vir my gesê, "Jessie, ek moet asseblief iets uit die karavaan uit gaan haal." En ek het bly sê, "Nee, ek sal dit gaan uithaal, maar omdat ons nou nie regtig op goeie voet was nie, wou ek nou nie regtig die ding gaan uithaal nie." En daai Vrydagoggend besluit sy, nee, sy gaan daai ding in die karavaan gaan uithaal vir die klein ding, want sy het dit nodig om die kleintjie te bad. Nou, sy het altyd die gewoonte gehad ons het so 'n spa bad gehad met 2 sulke trappe, en op daai stadium met daai kleintjie wat 11 maande oud was dit eintlik onmoontlik vir haar om in daai bad te kan klim. Maar op daai spesifieke Vrydagoggend besluit sy maak die bad oop en sy maak dit vol oop met die warm water, soos net warm water wat uitloop. Sy gaan na die karavaan toe om die goed te gaan haal en sy gee die kleintjie vir my toe, oudste dogter wat toe ek dink omtrent so 11 jaar oud was. En sy's daar uit. En somehow beland daai 11 maande babietjie, kruip sy van daai kamer af na ons kamer toe en sy beland binne in daai bad. Dat toe my vrou om die draai kom toe, laat gaan sy basies die kant en sy sak in daai bad. En gelukkig het sy 'n doek aan gehad, maar sy verbrand toe van haar voete af tot net so bokant haar knieë. En ek moet vir julle sê, dit was 'n verskriklike tyd in my lewe gewees. Ek was nie naby die Here nie. En in daai tyd was daar 'n klomp mense wat na my toe gekom het en gesê het, mens moet bid, mens moet met die Here praat, en ek was baie kwaad vir die Here. Inteendeel, ek het so ver gegaan om te sê, ek sal nie so God dien, as hy sê hy's 'n God van liefde, maar hy laat dit toe nie. En daar was eintlik die begin van al waar ons klaar probleme gehad het dit eintlik net 'n groot skeur in die familie veroorsaak. Want ek het my vrou verwyd, sy het my verwyd, sy het die oudste dogter verwyd, die oudste dogter het haarself verwyd, en dinge het eintlik van daar af net uit mekaar uitgespiral. Fast forward daar, kom ons in George,
En toe ek die keuse maak in 2019 begin 2020 om George toe te trek, was daar nie 'n ding soos COVID gewees nie. En ja, ek was ook onder 'n NDA gewees. Ek kon nie vir die mense by die kantoor sê dat ek essensieel die maatskappy gaan verlaat nie. Daar sou so 'n oorhandiging proses gewees het. En ja, dit het toe nooit plaasgevind nie. En om vir julle net te verduidelik, op daai stadium van my lewe het ek so 148 kg geweeg. Ek het as die dokter gevra het, hoeveel keer drink jy 'n week? Dan vra hulle gewoonlik so 3 glasies 'n week, dan lag ek, dan sê ek nee, Jessie, ek drink meer as 3 glasies 'n dag. My ma het altyd gespot en gesê ek is nie vet nie, ek het net volume. Maar ek het baie alkohol gedrink. Ek was betrokke by pornografie. Ek het omtrent 8 pille 'n dag moes drink om aan die lewe te bly, want ek was baie ongesond. Want ek het op 'n punt gekom in my lewe waar ek eintlik opgegee het. Die druk by die werk was te veel. Daar was baie goed daai tyd gewees rondom die feit dat ons in 'n koöperatiewe wêreld is. Daar was issues obviously by die huis gewees. So dit het dit verskriklik moeilik gemaak en ek het my toevlug nie by die Here gaan soek nie. Ek het dit gesoek in aardse goed. So ek het dit gevind in drank en pornografie. Ek het baie golf gespeel. Ek was omtrent nooit by die huis nie. Ek het altyd 'n rede gesoek om nie daar te wees nie. En intussen was daar 'n vrou en 2 kinders by die huis. Maar as ons terugkom by 2020, so kom ek toe, of voor ek nog hier kan aankom, reël ons die trek en alles. My vrou toe en my dogter trek. Sy begin hier by Outeniqua. En ons beplan dat ek aan die einde van Maart sou klaarmaak. Ek sou so 1 maand se handover doen in April en dan sal ek basies hier wees en dan begin ons hierdie nuwe lewe saam. En daar slaan COVID en daar's ek een van hierdie gelukkige klomp wat daar bo in Johannesburg sit. Ek het daai tyd 'n koelerboks, 'n stoel, 'n bed, ek minimaal kos want ek het mos nou nie verwag COVID gaan kom nie. En nie eers drank gehad nie. En ja, en 'n paar gewere en 'n paar hondjies. En daar vir 'n maand vind ek myself stokseel alleen in 'n huis. Nie weet wat aangaan met COVID nie, wat hier aangaan nie en hier sit my vrou en my kind sit in George. Toe daai week kom met die president sê nee, dis reg, julle kan ry as julle in die verkeerde provinsie is, toe pak ek die laaste wat ek kan in die bussie en ek spring in die kar en ek ry en ek kom hier aan. En ja, needless to say, ou maak 'n nuwe begin en ek dink dis belangrik dat iemand daar buite vandag dit moet hoor. Dus mens kan nie weghardloop van jou probleme af nie. Ek het hierdie gedagte in my kop gehad van dat as ek alles daarbo los en ek vat alles en ek kom af hier onder toe en ek gaan weg van waar ek is, dan hardloop mens weg en mens los dit daar en mens gaan 'n skoon begin maak. En ek kan vir julle een ding sê, dis nie hoe dit werk nie. Jy sleep eintlik maar net daai sakkie saam. As jy daai sakkie saam met jou sleep, daai gewig bly. En die probleem is daar kom net nog by en nog by en nog by. So toe begin COVID bietjie klaar raak. Ons kan bietjie gaan werk. En op hierdie stadium nog geen Here in my lewe nie, nog geen bid nie. En so is daar 'n insident op die 4de Februarie by die kantore. Ek bel die middag vir my vrou en ek sê luister, ek gaan huis toe kom. Ek gaan vir my iets koop om te drink. Ek gaan braai. En sy met my net bietjie spasie gee. Jy weet, ek het net nodig om rustig te wees. Ek het 'n moeilike dag gehad. Eindelik het ek uitgeroep vir hulp, maar ek het dit nie so gestel nie. En toe is daar 'n insident die aand in die huis en toe ek die Saterdagoggend wakker word, toe staan ek op alleen in die huis. En daar's niemand daar nie. Al die ligte brand, but no one's home. Die hele naweek is ek essensieel alleen. My vrou kom so in en uit. En die maandagoggend sê ek vir haar, "Jene, jy weet, ons kan nie so aangaan nie. Ou moet gesels, ou moet probeer verstaan wat het ek gedoen want ek kan niks onthou nie. Ek kan onthou ek het 3 drankies gedrink en ek het begin braai en die res van die aand vir my is 'n blur." En so in die naweek het ek gesien daar lê 'n boek op die tafel en daar's vlugte in die boek geskryf, maar ek het nie notisie daarvan gevat nie. So die maandagoggend staan ek op, kyk al so en ek sê luister, jy weet, ek weet dis moeilik, maar ons moet asseblief vanaand as ek by die huis kom met ons gesels. En ek hak af en ek sê ek hoop net as ek vanaand by die huis kom, gaan julle hier wees. Mag in die tong, né? Daar stap ek daai maandagmiddag 5:00 in die huis in, daar's niemand in die huis nie. En ek begin bel. En ek kry nie haar in die hande nie, kry nie my dogter in die hande nie, my oudste dogter toe op daai stadium is in Johannesburg, sy weet niks nie. En daai middag laat, of daai aand laat, kry ek net 'n SMS wat sê dat ek moet asseblief nie probeer kontak maak nie. My vrou het besluit om 'n bietjie tyd te vat, sy het nodig om oor 'n paar goed te gaan dink, maar sy gaan nie met my praat nie. En Megan is uitgesorteer, my dogter. En daar slaan reality in. En ek sal vir julle sê, daai aand
het ek gevat. Ek het Dinsdagoggend opgestaan met 'n babbelas en ek was de mekaar en ek was kwaad en ek was frustreerd en daar het hordes gedagtes deur my kop gegaan. En daai dag, ek sal nooit vergeet nie, was daar 'n artikel gewees toe ek by die kantoor kom van mense wat by Voelklip afry. Nou op daai stadium is ek nog redelik nuut in George. Ek het nie regtig geweet waar Voelklip is nie. Maar ek het die artikel so gekyk en gedog, "Ja, okay." En ek het dit daar gelos. By Dinsdag aand was my gedagtes al so ver dat ek gedink het, nee wat, ek kan nie meer so aangaan nie. Weet ek sit op die ouderdom toe van 48. Ek sit in 'n verhouding al vir 28 jaar waar dit toksiek is. Niks wil uitwerk nie. Ek is nie goed genoeg nie. En ek maak 'n besluit dat dalk sal dit beter wees vir myself om my eie lewe te vat en ook by Voelklip te gaan afry, dan's alles verby. Daai Woensdagoggend staan ek op, wil 'n briefie skryf en ek besluit ek gaan ingaan kantoor toe en dit om net vir oulaas te kyk dat alles oukei is en dan van daar af gaan ek Voelklip toe ry. En in daai proses wat ek by die kantoor sit, stuur 'n pel vir my 'n boodskap. En hy sê vir my, hy weet nie, want ek het so op my WhatsApp profiel sit ek so 'n hartjie gepost van 'n ou wat se hart uitgeruk is en agter hom staan 'n vrou met hierdie hart wat so klop, wat vol bloed is. En hy bel my, maar ek wil nie antwoord nie. En hy stuur toe vir my 'n boodskap en hy sê vir my, ek weet nie pel wat aangaan nie. Hy sê, maar jy is soos 'n arend en 'n arend sweef daar bo. En wat ook al dit is, jou en hy het afgehaak, hy het gedink ek is 'n gelowige, hy het gedink, hy het gesê, jou geloof is redelik sterk, maar in daai tyd het ek nie 'n verhouding met die Here gehad nie. Ek het so nou en dan wan gebid as dit my pas en as ek kommissie nodig het of ek met 'n rekening betaal. En hy stuur vir my hierdie boodskap en hy sê net, daar's baie mense wat vir jou lief is en wat ook al dit is, los dit. En ek kan nie vir julle verduidelik wat die res van daai Woensdag gebeur het nie, maar needless to say, ek is nie by daai berg af nie. Donderdagoggend word ek wakker en daar kom toe 'n ou in my kop en my gedagtes op en op daai stadium was dit 'n kliënt. En ek voel ek met die ou bel en ons het hulle gehelp met 'n telefoonstelsel daar by 'n ouer huis in Hoekville. En ek bel hom die oggend en ek sê vir hom, luister, ek wil jou bitter graag kom sien. En sy antwoord was, luister nee, ek weet ons skuld julle geld, ons is besig waarmee die geld gaan betaal word. En ek sê vir hom, nee, ek dink nie jy verstaan nie. Ek voel ek moet jou kom sien. En hy sê toe, nee, dis reg, ek kan daai aand 5:00 kan ek hom kom sien. En so as ek daai aand 5:00 na hom toe daar en ek was seker 6 ure daai aand by sy huis gewees. En was die eerste keer in my lewe waar niemand my veroordeel het nie. Niemand was kwaad vir my nie, niemand het my sleg gesê nie. Daai ou het net vrae gevra. Hy het net bly bid en hy het net bly, soos hulle in Engels sê, compassion wys, liefde wys, goddelike liefde wys. En ek is daar weg. En ek het daai aand by die huis gekom en ek het gaan sit in die sitkamer en dit is asof my hele lewe soos 'n fliek, so stadig voorby my gespeel het. Nou iets wat ek nie gedeel het nie is ek het op 'n stadium definitief teruggedraai na die Here toe. Ek het in 2015 'n boek gekry by 'n vriend in plaas van 'n bottel drank. Toe gee hy vir my 'n boek met die naam van Faith Like a Mustard Seed van Angus Buchan. En ek het die boek eers in die kas gegooi en ek het hom later begine lees. In 2016 het my vrou vir my 'n Bybel gekoop, 'n Nuwe Lewe vertaling wat ook om Angus se goed in gehad het. So ek het ook so 'n bietjie gelees, maar nog steeds nie regtig 'n verhouding met die Here gehad nie. Ek het in 2019 besluit ek wil myself laat grootdoop. En daai selfde vriend wat vir my die boek gereël het toe gereël dat ek of gegee het gereël dat ek deur ouens gedoop is daar in Moreletta Park. En die spesifieke aand het ek so 4 bladsye getuienis geskryf oor al my sondes, alles wat ek verkeerd gedoen het en wat ek bereid is om vir die Here te doen as die Here my sou vergewe. En daai ouens het 2 goed gesê daai aand. Die een het gesê, "Jessie, jy gaan groot goed doen vir die Here want hulle het nog nooit 'n ou gesien wat so eerlik en opreg is nie." Maar die tweede ou het gesê, "Maak net seker dat jy teruggaan na 'n gemeente toe en jy omring met mense wat jou nader na die Here toe sal vat." En die sê ding is, ek het heeltemal die teenoorgestelde gedoen. My vrou op daai stadium het gesê, "Luister, jy was nie reg hiervoor nie." En ek was baie kwaad vir haar en ons het baie beklei daaroor in die huis. En wat toe gebeur het is ek het eintlik maar teruggegaan na my lewe toe en teruggegaan na my ou vriende toe. En daai wat die skrif vir ons sê dat as jy 'n duiwel uitdryf en hy gaan weg en hy kom terug en die huis is skoon, en hy vind die huis skoon, dan bring hy 7 van sy maatjies saam. Ek was een van daai ouens gewees en in daai spasie van 2019 tot daai 2022 toe, in 'n spasie van 3 jaar, dink ek het ek erger geraak as wat ek voorheen was. Maar so daai Vrydagoggend kan ek nie slaap nie en ek sien hoe speel my hele lewe voor my verby. Ek sien hoe ek die Here in 2019 beloftes gemaak het en hoe die Here gesê het hy sal my vergewe. En hier sit ek nou en ek het amper selfmoord gepleeg.
En ek voel daai oggend ek wil na 'n mannegroep toe gaan, daar's 'n 555 mannegroep gewees. Hulle was by die pre-cap. Hulle sit nou weer daar of net oor kan die pre-cap. En daar's toe 'n klomp ouens wat daar vir my bid. En ek het daar aangekom met 'n lang baard en vet en rond en vloek en skree en drink en ja, ek dink ek nog gestink na drank. Die Saterdag gaan ek na 'n skou toe. En in daai Vrydag Saterdag sê my jongste dogter vir my, die enetjie wat verbrand het op 11 maande, wat ek gesê het ek sal nooit die Here dien nie. Sy sê vir my pa, kom ons gaan kerk toe. En ek sê vir Megan, my kind, dis die laaste plek waar ek nou wil wees, want op daai stadium weet ons nog steeds nie waar my eksvrou is nie of my vrou toe nie. Ons weet nie wat regtig aangaan nie. As weet net sy is nie by die huis nie, die kinders weet ook nie hoekom sy daar nie is nie. En ek sê dis die laaste plek waar ek wil wees. Maar ja, ons viljoen sy deursetting vermoë en daai kind maak my daai Sondagoggend wakker en ons is daar in die kar en nou ry ons en ek sê vir haar waarheen gaan ons? En sy sê pa nee, ry net, ek sal jou wys. En ons ry. Sy was op daai stadium by Hope Church gewees by die young adults en ek dink ons gaan miskien soontoe en toe ons daar kom toe ry ons verby. Nou ry ons. Nou is ek geïrriteerd want ek het nog die vorige aand gedrink en ek voel nie lekker nie en ek wil nie regtig kerk toe gaan nie. En so sê sy nee pa draai en ons draai af en toe ek weer sien toe stop ons daar in Victoria Straat. En toe ek opkyk, toe sien ek dit sê AGS Soteria. En ek sit die kar af en ek sê vir Megan, nou moet jou pa baie mooi verstaan. Ek sal my voet nie in 'n happy clappy kerk sit nie. En daai kind begin met my kwarrel en sê maar ek het haar beloof en ek weet nie wat gebeur nie, maar toe ek weer sien is sy om die kar, maak die deur oop, vat die sleutels en sy loop in die kerk in. En hier sit ek in die kar. En nou het ek al die mense voor die kerk wat vir my staan en kyk en vir my waai. En hier sit ek. En ek besluit toe nee wat, nou moet ek uitklim want ek moet daai sleutels kry. Ek wil ry. Ek gaan nie hier ingaan nie. En hulle het toe so 'n koffiestasie daarso en ek vat toe vir myself 'n lekker koffie. En 'n ou wat op 'n stadium saam met my in daai groepie was, kom toe daar uitgestap en dit was so, miskien moet ek net dit vertel. So in daai naweek sê 'n ou vir my ook by daai groepie, hy wil hê ek moet hom die Sondagoggend by daai selfde car wash kry, 7uur. En ek sê toe vir hom nee, dis reg. Intussen vra Megan vir my ons moet kerk toe gaan, so ek bel hom toe die Saterdag aand en ek sê vir hom luister, ek is baie jammer, maar ek gaan dit ongelukkig nie kan maak nie. So toe ek staan nou by daai koffie en dit het hulle daai tyd 'n eerste diens en 'n tweede diens gehad en so met ek daar staan en nou probeer om vir Megan te soek en ek en niemand daar nie, so almal kom, hallo, hoe gaan dit, wie's jy, wat en ek wil met niemand praat nie. En daar kom die eerste diens uit en toe ek omdraai en kyk, toe kom daai ou uitgestap uit die kerk uit die eerste diens uit. En hy kyk my so en hy sê vir my, wat maak jy hier? En ek sê vir hom, wat maak jy hier? En hy sê, wel, ek kom hier kerk toe. Ek sê, nou waarheen sou jy my gevat het as ek jou gekry daai oggend? Hy sê, ek sou jou hiernatoe gebring. Hy sê, maar wat maak jy hier? Ek sê, my dogter het my hiernatoe gebring. En so eindig dit op dat hy sou my daarna toe gevat het, maar eintlik wou ek nie of gebeur toe dat ek nie saam met hom gaan nie, maar my dogter vat my in elk geval soontoe. So die les daarin is as die Here 'n plan het en die Here het besluit, dan gaan die Here 'n manier kry jy kan maak net wat jy wil. Ek stap in die kerk in. Ek besluit om te gaan sit. Eventually sien ek vir Megan raak in dit, maar sy wil nie vir my die sleutels gee nie en ek dog wel ek is nou hierso en ek drink nou koffie, ek kan net sowel sit. En toe ek in die kerk daai oggend instap, te speel daai liedjie van David Crowder, My Beloved. En hy het so 'n baard met so 'n hoed op. En ek dog jene man, hierdie lyk soos die Barnyard. Dis so 'n lekker country song, is so 'n lekker vibe. Nee man, hierdie is die plek waar ek nou vanoggend wees en die koffie is ook in elk geval verniet. En dan kom 'n ou in die gang afgestap en hy sit sy hand op my skouer en hy sê vir my môre. Hy sê ek reken as ons jou 'n gitaar gee dan kan jy net soos daai ou sing. En ek dog, whatever. En hy gaan sit en na lang storie kort, dis toe eintlik die pastoor van die kerk, Rian, saam met wie ek 'n mooi pad nou stap. En maar toe net op daai stadium wat die worship leier was, begin toe met die worship set die oggend. En hier by die derde liedjie. Kyk, toe begin ek huil en ek huil. En hoe meer ek dit probeer stop, hoe meer huil ek. Dat ek so huil dat hulle die diens stop. En ek sal nooit vergeet hoe Martin net daai oggend oor die gemeente uitgekyk het en gesê, die Here sê, daar's iemand in hierdie kerk wat moet kom. Vandag is jou dag en dis nou. Jy moet kom. En toe ek weer sien, toe staan ek heel voor. En ek het 3 keer gegil en ek het 3 keer geskree en 3 keer die grond geslaan en ek het daar neergeslaan. En ek sal nooit vergeet hoe Rian en toe daai selfde vriend wat daai oggend daar was, voor my kom staan het en my gevra het, vertrou jy die Here? En ek het gesê ja, en hulle het oor my geblaas. En ek het stelselmatig weer begin rustig asemhaal tot die punt toe waar ek kon staan, want op daai stadium is hulle my vashou. Ek was pap. As jy my gelos het, het ek geval soos 'n os. En ja, Richard, van daai dag af, 13 Februarie 2022, nou so rapsie meer as 3,5 jaar later, sit ek hierso. Ek is deel van daai gemeente. Ek bedien in die gemeente in 'n bedieningsspan.
Ek sing in 'n worship band. Ek het nou alself die voorreg gehad om mense te lei na Jesus toe. Ek het die voorreg gehad om mense te doop. Ek het die voorreg gehad om my testimonie te deel. Ek het nou die voorreg gehad om laas jaar my eerste sendelingwerk te gaan doen in Mosambiek. En van 'n 148 kg drank elke dag, pornografie, het al daai goed, is ek nou al meer as 3 jaar skoon van enige pil. Ek drink geen pil nie. Ek is nou al meer as 3 jaar skoon van alkohol af. Ek is skoon van pornografie af. En give and take weeg ek so tussen 100 en 105 kg tans in dit. En ek kan nie die Here daarvoor prys. Ek het in my vorige lewe baie probeer om op te hou drink en te eet. Veral toe ek so baie gewig aangesit het. Ek het elke dieet probeer, die Atkins dieet, Tim Noakes dieet, 'n sop dieet, timjan gedrink, kasterolie gedrink, jy noem dit, ek het dit probeer. Maar alles wat ek probeer het in my eie mag, het eenvoudig net nie gewerk nie. En toe ek by 'n punt kom daai oggend wat ek vir die Here sê, ek vertrou U en ek gee nou oor en ek gee nou op, is dit net amazing. Ek weet nie eers waar drankwinkels in George is nie. Ek weet nie eers wat drank kos nie. Ek kan nie eers begin te dink om vir jou te sê hoekom ek gedrink het nie of dat dit lekker is nie. Sodat die Here kan genees en dat die Here kan vrymaak, is verseker. En ja, ek dink dis so half in 'n kort. Ek kan soveel meer deel in daai 3,5 jaar journey. Mense wat oor my pad gekom het, geleenthede wat oor my pad gekom het. Selfs om vanoggend net hierso te sit. Ek meen wat 'n voorreg. Wie sou gedink het dat ware ou was, sou in 'n posisie kan land waar mens met ander mense kan deel en sê, weet jy wat, daar is hoop daar buite. Ek sê altyd vir mense, jy weet, as die aardse manier regtig suksesvol was, wel op die ouderdom van 48 met 'n matrieksertifikaat, was ek 'n CEO, ek het oor R1 miljoen 'n jaar verdien, ek het alles gehad, karre, bote, fancy bakkies, al die oorseese trips. Maar in 'n oomblik van waansin wil ek by 'n berg afry. En vandat ek die Here vir 3,5 jaar dien, het ek nog nie een keer weer by daai punt eers gekom om te dink dat dit 'n opsie kan wees nie. Jy het alles gehad, maar jy het tog niks gehad nie. Amen, amen. Want soos die skrif vir ons baie duidelik sê, niks van dit wat hier op die aarde is nie eers die klere wat ek en jy vandag aan het nie, gaan eendag saam met ons gaan nie. En ek moet kort myself daaraan herinner. Ek dink ons word groot gemaak in 'n stelsel waar dit vir ons gesê word, jy gaan gebore word, jy moet kruip, dan gaan jy loop, dan gaan jy sommer tande kry, dan gaan jy opstaan, dan gaan jy kleuterskool toe, dan moet jy skool toe gaan, dan moet jy gaan werk of in die ou dae moet jy weermag toe gaan. Dan moet jy vir jou 'n plek kry om te huur, dan moet jy iemand ontmoet, dan moet jy trou, dan moet jy kinders hê, dan moet jy 'n versekering hê. Jy moet al hierdie goed hê en op die einde van die dag as jy doodgaan, wat van daai goed gaan saam met jou? Dit is nie lewensdurend nie. En is baie belangrik wat die skrif vir ons sê dat jy met jou skatte in die hemel bymekaar maak. Nie op aarde nie. Ek het nou al gesien van my eie persoonlike goed, as jy dit nie gebruik nie of dit staan nie. Daai wat skrif sê dit sal roes of die motte sal kom en dit sal weggaan. Dis 'n feit. Ja, daai goed is eintlik niks werd sonder Jesus nie. Nou ek voel in my hart daar is mense wat ingeskakel is wat miskien al hierdie stryd gestry het sy dit nou met drank of dwelmverslawing is. Wat 'n rol speel die lokale kerk? Dit klink vir my soos asof die Here jou by Sorteria gemeente wou gehad het op daai spesifieke oggend, want hy het 2 mense gekry om jou soontoe te vat. En wat 'n rol speel die lokale kerk in die proses van vryheid in 'n Christelike lewe, sou jy sê? Ja, ek dink om by 'n kerk te wees is van kardinale belang. Jy weet, Joe Black het so 'n video wat ook rondgaan wat praat van wie is jou 6. En daar's baie ander video's wat sê wys my jou 6, dan wys ek die mens wie jy gaan wees. Maar die Here wys my gister op die bergfiets en ek dink nogal aan Joe Black se video. As jy 6 manne het en jy is die 7de ou en Jesus is altyd by jou, dan sê 8 en 8 staan vir new beginnings. So is baie interessant hoekom maar moet 6 wees, maar dit is baie belangrik. Jy weet, daar is al baie moeilike tye gewees in die laaste 3,5 jaar want jy weet die skrif is ook baie duidelik. Ek moet miskien van die mense daar buite sê want ek was ook onder daai waniliesie gewees. Jy voel partykeer dat as jy jou lewe vir die Here gee en jy doen dit en jy word gedoop en ek moet miskien ook net dit sê, baie mense glo as hulle net in die kerk gaan en hulle sê vir die Here, Here, hier is ek en hulle gee hulle lewe vir die Here, dan van daar af is dit net maanskyn en rose. Ja. En dan kom daar 'n splinte nuwe kar en dan kom 'n nuwe vrou en al jou goed raak net weg, al jou probleme raak weg.
En dis nie eintlik die geval nie. Dis baie belangrik dat ons verstaan, eerstens moet jy jou sondes bely. Tweede moet jy dan vir Jesus sê jy aanvaar hom as jou redder en jou verlosser. En dan derdens moet jy groot gedoop word. En dis belangrik dat 'n ou by 'n gemeente is wat dit verstaan en mense dit leer, want ek dink ons mis baie siele wat nie hemel toe gaan nie as gevolg van dit. Maar ek kan getuig in die laaste 3 jaar dat jy weet, ek wil dit nie altyd aan 'n kerk verbonden het nie. Ek dink die Here het presies geweet waarheen ek moet gaan, waar die regte mense sal wees om my te ondersteun en my by te staan, want dis ook belangrik. Ons het 'n lese by die kerk wat sê om God te sien werk en God te sien werk in ons en God te sien werk deur ons. En dis belangrik, want as jy dit op jou eie gaan probeer doen, as jy net jou lewe vir die Here gaan gee en dit alles in jou eie mag van daar af vat, die duiwel gaan jou die hele tyd besig hou. Jy weet, ons het 'n landswet ding gehad wat gesê het eendrag maak mag. Maar gaan dink net bietjie daaroor. Jy weet, die Bybel is baie duidelik, Jesus het sy disippels 2-2 uitgestuur. Dit praat ook daarvan as daar 3 is dit 'n 3-dubbele tou in dit. So om by 'n gemeente te wees en vriende te hê wat om jou is, wat jou nader na Jesus toe gaan vat, is wat jou gaan help om hierdie pad te stap. Ek meen, ons lees die Bybel in die nuwe vertaling, die disippels het net so swaar gekry. Ek moet baie keer vir myself sê, dan kry ek my in hierdie Job oomblikke, wat ek vir myself wil jammer voel en op 'n ashoop gaan sit. En dan kom die gedagte by my op, Jesus het 3 disippels gevra om saam met hom te gaan bid. En terwyl hy gebid het, het hulle geslaap. En Jesus het fisies bloed gesweet. En dan vra ek altyd vir myself, Joe, het jy al bloed gesweet? Nee. Nou waaroor moan jy? En ja, al wat ek kan sê is, ek het 'n hempok wat daaroor praat wat sê, weet, I choose life. The journey can start today, but the choice is yours. En een ding wat ek kan getuig vanoggend is, om Jesus te volg is nie altyd maklik nie. Maar dis 'n avontuur. Elke dag is iets nuuts. En ou moet dit nie sien as, soos hulle sê in Engels, as 'n destination nie, want ons gaan nooit arrive nie. Ons gaan nooit volkome wees nie. Daar gaan altyd iets wees wat verkeerd gaan of gaan gebeur. Ons lewe in 'n gebroke wêreld. Kyk net wat het gebeur byvoorbeeld in Mosselbaai met hierdie verskriklike brand. Maar gister is daar 'n klomp bietjie tang boodskappe en goeders wat uitgaan en mense vra om te reën en daar stuur die Here reën. En ja, ou moet net dit sien as 'n journey, nie as 'n destination nie. En iets wat ek moes leer is mens moet surrender. Daai eie ekkie, hy moet sterf, want elke keer wat hy betrokke is, dan gaan ons nog so 'n keer om die berg. Ek dink jy het dit al genoem, maar ek wil fokus daarop sit vandag. As daar mense is wat luister, broer, jy het gepraat van 'n hopelose oomblikke waar jy gevoel het jy kan nie aangaan nie. Jy het gepraat van oomblikke wat jy eintlik jou eie lewe wou neem, wat jy gevoel het al het jy alles, het jy eintlik niks nie. Ja. As daar sulke mense is wat vandag luister of kyk, wat sou jy vir hulle sê? Ek sou sê hulle moet so gou as moontlik by 'n gemeente inskakel. As jy nie 'n vriend het wat die Here dien nie, of nie 'n pad saam met Jesus stap nie, dan sou ek sê so gou as moontlik moet jy by 'n gemeente instap. Sit jou trots eenkant, sit die pride weg in dit en stap by 'n kerk in. Dis nie noodwendig te sê dat soos in my geval by die eerste kerk waar jy instap, stap jy by die regte kerk in nie, maar die Here ken ook jou hart en die Here ken ook jou omstandighede. En weet, ek het al die jare altyd gesê, ek het gekom waar ek gekom het as gevolg van I trusted my gut. En elkeen van ons, julle wat daar buite kan sit ook, elkeen van julle het die Heilige Gees binne in julle. Wanneer jy eers 'n pad saam met die Here stap, dan aktiveer en jy jouself laat doop, dan word daai Heilige Gees nog sterker geaktiveer in dit en dan kom al jou giftings uit in dit. Maar ek sou sê vir iemand wat daar buite vandag sit en voel daar is nie hoop nie, ek weet nie met wie om te praat nie, ek wil eerder net opgee. Ek sou sê hierdie Sondag maak dit 'n vaste ding en gaan soek 'n gemeente waar jy kan instap in dit en gaan ervaar die liefde van Jesus. Ja, want as ek jou storie reg verstaan, dan in die koöperatiewe salwing waar die Heilige Gees gewerk het die musiekleier gesê, hoorie, stop die diens en ons gaan nou begin bedien en vloei. Die pastoor het aan jou gevat en met jou gepraat, daar was net hierdie sensitiwiteit van die Gees en dit het jou regtig aangeraak op 'n diep vlak. Ja nee, ek kan, as iemand my vra wanneer het ek die eerste keer die Here ontmoet of vir Jesus ontmoet, was dit definitief daai dag gewees. Ek kan nie vir iemand verduidelik wat daai dag deur my gegaan het nie. As jy met my jongste dogter praat, sy wou verlang eintlik nie in die kerk ingegaan het nie, want sy daai dag in die kerkdienste sit, sy het gehoor hoe ek gil en skree en sy sê sy het fisies iets uit my uitsien gaan teen die dak vasgaan en by die venster uitgaan. Sure.
Vir omtrent 'n jaar lank was daar baie mense ook in daai gemeente wat soeke draaie om my geloop het, want hierdie groot ou wat daar instorm en vloek en skree in die grond slaan en dan omval. So ja, maar ja, mense moet verstaan dat die huis van die Here 'n plek is waar die Heilige Gees is en daar baie mense is wat bymekaar kom wat die Here dien. En waar daar een of twee of meer saam is, daar sal die Here wees. Net soos ons vanoggend hierso sit in hierdie ateljee. Julle sal dit nog nie weet nie, maar toe ek en Richard hier sit, toe speel hy 'n liedjie, toe begin ek sommer spontaan huil, want ek kan die Heilige Gees binne in hierdie vertrek voel. Sure. En jy gaan dit nie kan voel by die huis nie. Ek dink dis die een ding wat COVID die kerke baie seer gemaak het en die duiwel baie grond gewen het. Baie mense het gedink om by die huis te sit en net jou Bybel te lees is goed genoeg. Maar skrif sê duidelik dat ons bymekaar moet kom en saam met fellowship en dit in saam die Here dien. Ons het net 'n paar minute oor, so ek weet nie of jy 'n paar laaste woorde het. Miskien so 2-3 minute en dan kan ons miskien met 'n skrifgie of 'n gebed afsluit soos die Here jou lei. Ja, ek sal baie graag vanoggend toe ek hiernatoe gery het ek 'n spesifieke nommer gesien, so ek voel daar's iemand daar buite wat vanoggend Psalm 3 moet hoor, so die van julle wat luister, die van julle wat 'n Bybel het, gaan kry so lank jou Bybel. Ons gaan vanoggend gou so saam net in Psalm 3 lees. Ek het voel die Here wil hê ons moet dit deel. Daar's mense daar buite of mense wat later na hierdie video gaan kyk. Ek dink Richard, al wat ek kan sê so in slotsom, baie mense het ook vra rondom my naam. My naam was Johannes Stefanus. Jy weet Johannes die Doper, Stefanus was die eerste ou wat gekruisig is vir Jesus, en as ek wil julle met die boodskap hier los dat die Here het 'n doel in alles. So ja, word gebore is Johannes Stefanus, is die oudste, eerste seun. En as iemand my gesê het ek sal mense doop, of iemand my gesê het ek sal mense na Jesus toe lei, dan sou ek gesê daar's geen manier nie. Maar ek besef soos ek die pad met die Here stap, dat elke ding, jou naam, jou geboortedatum, dinge wat jy sien, simbole wat oor jou pad kom, mense wat oor jou pad gestuur word, die Here ken elkeen van ons, en elkeen van ons het 'n ander manier hoe ons reageer. So die Here vind 'n manier. Baie keer sal jy miskien kunstig wees, en in jou kuns sal die Here jou ontmoet. Van julle vang dalk vis, maak net seker jy vang vir die regte redes, maar vang julle dalk vang vis, en die Here weet dat jou liefde lê in die visvang, en hy sal 'n manier kry om in daai visvang 'n oomblik te genereer om jou aandag te kry sodat hy met jou kan praat. Ons het iets baie mooi gehoor, en ek dink miskien moet ek dit ook deel, die woordjie trust. So ons praat nog, daar's nogal baie skrifte wat tans daaroor gaan, dis baie in die skrif, maar ons het 'n preek gehad by die kerk so 2 weke terug, en dit het vir my heeltemal oopgebreek, die woordjie trust. En in Engels staan trust vir timing, rest, under, set en triumph. En hoe amazing om te dink dat een woord alles opsom. Nou as ons kyk na timing, God se timing is altyd perfek. As ons as mense dit probeer doen, dan gaan ons 'n gemors daarvan maak. So die T van trust staan vir God's timing. Die R van rest, ons dink as ons huis toe gaan en ons kyk 'n movie, of ons gaan lê op die bank en ons drink 'n bier, of ons kyk bietjie porn, of ons gaan kyk 'n movie, of ons gaan loop net iewers rond, dis rus, maar dis nie eintlik rus nie. Wat God wil hê in trust, hy wil hê ons moet by sy voete gaan sit, ons moet by hom gaan rus in dit. Dit kan dalk wees dat jy gaan sit en visvang, jou Bybel saamvat, en terwyl die stok in die water is, lees jy jou Bybel, maar die rest is jou rus in God. Dan die U staan vir under his wings, daai Psalm 109 of Psalm 91 vers 4 wat sê die Here sal sy vlerke en sy engele en sy vere om jou vou om jou te beskerm. So as ons onder God se beskerming sit terwyl ons vir hom wag, gaan ons veilig wees. Dan die S is set. Dit praat oor ons oë moet gefokus wees op Jesus. So ons moet die hele tyd ons oë fokus op Jesus. En 'n Bybelvers wat nogal vir my baie belangrik is daai Matteus 6 vers 33 wat sê as ons God eerste plaas en hom soek, sal hy dan vir ons die res bygee. Nie hy gee eers vir ons alles nie. Soek hom eerste met alles en dan gaan hy vir jou die res gee. En dan die laaste T is vir triumph. As jy daai goed gaan toepas in jou lewe waar jy gaan wag vir sy tyd, dat jy gaan rus in sy vrede, dat jy onder sy beskerming gaan bly en dat jy bly op hom gaan kyk en hom gaan vertrou, dan gaan jy daai triumph in jou lewe kry. En mag daai woordjie trust vir julle hoop gee vir hierdie jaar. Amen. Alright. So as ons dan vir die van julle wat julle Bybels by julle het, ek lewe is in 'n 33 vertaling. Dis 'n Psalm 3 en dit sê hierso dis 'n môre lied, 'n Psalm van Dawid toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. O Here, hoe het my teenstanders vermenigvuldig? Baie staan teen my op.
Baie sê van my, daar is geen heil vir hom, by God nie. Maar U, Here, is 'n skild wat my beskut, my eer en die een wat my hoof ophef. Luid roep ek die Here aan, en hy verhoor my van my heilige berg. Ek het gaan lê en aan die slaap mag ek raak. Ek het wakker geword want die Here ondersteun my. Ek sal nie vrees vir 10.000 van mense wat rondom teen my gereed staan nie. Staan op, Here, verlos my, my God, want U het al my vyande op die kakebeen geslaan. U het die tande van die goddelose stikkend gebreek. Die heil behoort aan die Here. Laat U seën wees oor die volk. Mag dit vir julle iets beteken? Mag julle dit vashou vir 2026? En onthou, die Here is ons rots. Sonder hom is ons niks. Kom ons bid net vir ons luisteraars, Joe, as jy sal bid, sal ek bly wees. Ja, Papa Vader, wat 'n wonderlike geleentheid om net vanoggend in U nabyheid stil te raak, Here. Here, my hart vanoggend voel ek daar's mense buitekant, Here, wat swaar kry, Here, wat nie weet wat se kant toe mee nie, Here. Hierdie aarde verdruk U kinders, Vader. En ek wil vanoggend by U pleit, Here, dat U elke persoon wat na hierdie stasie luister, Here, na elke persoon, Here, wat hierdie boodskap gaan hoor, na elke persoon, Here, wat hierdie naweek kerk toe gaan, Here, dat U vir hulle sal wys, Here, dat U 'n God van liefde is, dat U 'n God is wat omgee vir U kinders, dat U na elkeen se welbehae wil kyk. Here, U het 'n perfekte plan vir elkeen wat vandag hierso is, Vader, en vir elkeen wat luister. En ek wil vra, Here, dat U hierdie mense sal aanraak soos nog nooit van tevore nie. Mag 2026, Here, 'n jaar wees van hoop. 'n Hoop omdat ons gefestig is, ons oë op U, Here. Here, sal U ons ondersteun, dat maak nie saak wat hierdie wêreld na ons toe gooi nie, en hoe ons aangeval word nie, dat ons weet, Here, dat, soos dit sê in Johannes 10 vers 10, dat die duiwel het gekom om verwoes en te steel. Maar Jesus het reeds oorwin. Ons het 'n antwoord, Vader, en daai antwoord is Jesus. Mag mense Jesus hierdie jaar ervaar soos nog nooit van tevore nie. Daai seën wat U gegee het om op die kruis te sterwe vir ons sondes. Dankie, Here, dat ons goed genoeg is, Here. Maak nie saak wat die wêreld van ons dink, wat die wêreld van ons sê nie. Ons weet U is ons redder en ons verlosser. Ons weet U is ons enigste hoop. En dankie, Here, dat ons ook weet dat U ons nooit ooit sal laat gaan nie. U sal die 99 skape los vir daai een skaap en hom gaan soek. Dankie daarvoor, Here. Ons loof en prys U naam. En dankie ook, Here, vir die reën wat geval het. Mag daar nog val, Vader. Amen. Mag U die hemele oopmaak, Here, oor George en oor Mosselbaai, Vader. Mag daar herlewing wees, nie net geestelik nie, Here, maar ook fisies, Vader. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.